So die Kruger Wildtuin is vir my 'n besonder belangrike plek. Dit is natuurlik die grootste en mees bekendste nasionale park in Suid-Afrika en in Afrika ook. Maar vir my is dit meer as dit. Dit is die plek waar ek groot geword het. My pa het hier gewerk. Is die plek waar ek my loopbaan begin het en waar ek my loopbaan gaan afsluit. So ek het basies my hele lewe hier spandeer. So vir my is die Kruger Wildtuin 'n wonderlike nasionale park, maar dit is ook my huis en my omgewing. So ek lê my baie na in die hart. So ek het hier begin as 'n jong student, navorsing gaan doen op witrenosters. Ek het pos gekry as 'n junior navorsingsbeampte, naderhand opgegradeer na senior navorsingsbeampte toe, hoof geraak van die navorsingsafdeling van die Kruger Wildtuin. Later al die savanneparke, en toe hoof van navorsing vir sandparke. Ons het navorsingsstasies in 'n hele paar ander provinsies ook. En so 6 jaar gelede het ek 'n skuif gemaak na die bestuursafdeling toe, so ek is nou hoof van natuurbestuur en sekuriteit hier in Kruger Wildtuin. So die 100 jaar is die 100 jaar as 'n nasionale park. Maar die Kruger Wildtuin natuurlik omtrent 'n goeie 26 jaar voor dit begin as die Sabi en die Shinwetsi game reserves. So oor daai tydperk was daar 'n redelike evolusie gewees in terme van hoe die park gelyk het, van die bestuursaspekte, hoe die omgewing herstel en verander het in die wildspopulasies, en ook hoe die toerismeproduk ontwikkel het hier in Kruger. En ja, daai ontwikkeling gaan al vir 100 jaar aan, en dit gaan nie stop nie, dit gaan aanhou. So dit is belangrik om so 'n bietjie terug te kyk en te reflekteer en te dink aan die toekoms ook. Die toerismeproduk is baie belangrik vir Kruger, want dit is waar ons meeste van ons befondsing vandaan kry om die park te bestuur. Tans is minder as 20% van ons begroting kom van die regering af en die res word self gegenereer. Maar dit is belangrik om daai balans te hou. So hoe ons dit doen is, ons het 'n soneringsplan wat riglyne gee van waar sekere ontwikkeling kan gebeur. En in die sonering is daar ook groot gebiede van Kruger wat as wildernisgebiede gesoneer is, waar daar geen ontwikkeling mag plaasvind nie. Tans as 'n mens al die infrastruktuur van Kruger bymekaar sit, elke paadjie en elke kamp, dan kom ons uit op 4% van die Kruger Wildtuin se oppervlakte wat onder infrastruktuur is. So die park is nie oorontwikkel nie. Die infrastruktuur kan net met party tye, so lang naweke, vakansieseisoene, kan dit bietjie onder druk van toeriste wees, en dan gee dit mense die gevoel dit is oorontwikkel, want daar's baie mense vir die beperkte infrastruktuur. Maar dit is natuurlik belangrik dat 'n mens kyk na jou ontwikkeling, dat jou infrastruktuur tred hou met die tyd. Die park is 100 jaar oud, so om die instandhouding te doen op die infrastruktuur is baie belangrik, want die goed raak oud. En dit vat natuurlik baie geld. Nou om byvoorbeeld paaie en pype en rioolwerke en goed reg, dit is nie goed wat die toeriste nie noodwendig altyd sien nie. Daai befondsing moet van iewers afkom, en dit kry ons in deur ons toerismeproduk. So die toerismeproduk is uiters belangrik, maar 'n mens moet natuurlik altyd daai gesonde balans probeer handhaaf. En ons probeer dit doen deur ons bestuursplanne en soneringsplanne, etc. Die Kruger Wildtuin het natuurlik baie uitdagings. Om 'n park van 2 miljoen hektaar te bestuur met 'n heining of 'n perimeter van 1000 kilometer met beperkte fondse vat baie uitdagings. Die ander ding natuurlik wat mense nie aldag verstaan ook nie is, as jy dink as jy 'n heining op 'n plek sit, dan jy hom beskerm. Daar's nie so iets nie. Al ons riviere kom van, ons Olifantsrivier kom van ander kant Witbank af. So alles wat daar in die rivier beland, kom maar hier deur. So ons moet
buitekant die park werk om die park te beskerm. Ten spyte van al die probleme is ek baie positief oor van ons parke soos Krugerwildtuin. Soos ons vorentoe gaan ons natuurlik moet kyk na ander maniere van inkomste genereer en ek dink daar is definitief moontlikhede met dinge soos ek sal die Engelse woord gebruik, endowment funds byvoorbeeld. En die Krugerwildtuin, as die publiek van Suid-Afrika die nasionale parke as 'n bate beskou, dan gaan die parke bly voortbestaan. Wat ons moet doen is om goeie en kundige mense wat passievol is oor plekke soos die Krugerwildtuin aan te stel sodat hulle kan aangaan met wat ons voorvaders in plek gesit het in die afgelope 100 jaar. En ek glo dit sal gebeur, want ons stel goeie mense aan en ons doen moeite om dit te doen. Ja, natuurlik het 'n mens jou gunsteling plekke in Kruger. So ek self het baie tyd spandeer langs van ons riviere, bietjie krokodilnavorsing gedoen en so aan. So van my gunsteling plekke is stroom af in die Sabi rivier, die Sabi poort by Mosambiek en ook op die Pafuri gebied en die Olifants Letaba samevloeiing gebied, ook 'n wildernisgebied waar baie tyd spandeer het in krokodilnavorsing gedoen het. So ja, dit is plekke waar ek so nou dan na wegloop om bietjie uit die gedrang uit te kom. Het jy 'n gunsteling dier? Wat is dit? Ek het 'n paar, maar ek is baie lief vir renosters, want ek het my loopbaan begin om agter hulle rond te stap in die veld en navorsing op hulle te doen. En ja, ek het ook 'n baie sagte plek vir krokodille. Hulle is baie interessante diere wat ek dink baie mense misverstaan. En ja, so 'n krokodille is my ander gunsteling.